Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons almal saam vandag ook weer 'n boodskap kry wat God deur sy woord vir ons wil gee. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Heilig, heilig, heilig is U, Here. Dit het ons sopas gesing. En dit lees ons ook in U woord, doordat die engele dit sing wanneer hulle daar in die hemel voor U troon buig, om aan U eer te betoon. Here, in vergelyking met U heiligheid, staan ons verslaaf, verstom en verleë oor ons eie sondigheid. En daarom dank ons U dat Christus aan die kruis die prys vir ons sonde betaal het, sodat ons ook heilig en rein en onberispelik voor U kan staan. Ons dank U, Here, vir elke erediens wat ons kan bywoon en elke geleentheid wat ons het om as gemeente saam U naam te loof en prys en eer. Om as gemeente saam ons sondes te kan bely, ons geloof te kan bely, en te kan luister na dit wat U deur die woord vir ons wil sê. Ons dank U vir hierdie wonderlike voorreg, wat ons nie altyd waardeer of besef nie. En dis ons gebed dat U ook weer vandag vir ons opnuut bewus sal maak van die wonderlike voorregte wat ons het, omdat U deur U Heilige Gees in ons woon, in en deur ons werk. Vader, help ons verstaan hoe wyd, hoe hoog en hoe diep U liefde vir ons is. Leer ons om U liefde te kan ken, maar dit ook te kan uitleef in 'n wêreld wat honger en dors na geregtigheid, vergifnis en liefde. Gebruik ons daarom dan ook vanoggend as diensknegte in U hand, as instrumente wat draers is van U lewende woord. En al is ons kleipotte wat maklik breek, weet ons dat die krag wat alles oortref van U afkom, en nie van ons nie. En daarvoor loof en prys en dank ons U in Jesus se naam. Amen. Maatjie, vanoggend het groot oomflap oor olifant saam met my gekom. Hy het daar al die pad van Diereland afgekom. Kom ons groet hom en hoor hoe gaan dit met hom. Goeiemôre oom Flap, hoor. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Wat 'n lieflike dag is dit net nie. Ons kan sien die seisoene is besig om te verander. En ja, nee wat, ons is sommer opgewonde daar in Diereland oor die nuwe seisoen. En die lekker vrugte wat ons kan eet, en die blare aan die bome. Ai, dit is heerlik. Maar ek is baie bly dat jy opgewonde is en dankbaar is. Gaan dit darm goed met jou daar by die kleuterskool waar jy skoolhoof is? Ja nee, dit gaan goed, dankie. Die apies is maar stout, maar ek is baie besorg oor ou Skilly skilpad. Skilly skilpad? Ja, hy is so 'n skaam ou diertjie. En hy kom nie baie klas toe nie. Hy kruip maar daar by die huis gereeld in sy dop in. En ons toei maar om hom uit sy dop uit te kry en om al die dinge vir hom te leer. Hy sê, hy kan nie lekker skryf nie, want die stokkies waarmee ons op die sand skryf, kan hy nie in sy hande vashou nie. Ja, dis waar, 'n skilpad het nou nie regtig hande soos wat die apies dalk hande het nie, maar jy het ook nie hande nie. Ja, maar ek het daarom 'n slurpie, en hy werk net so goed, hoor.
Ja, nee, goed, ek sal jou baie goed glo, maar ja, dis nogal 'n uitdaging om vir Skilly dan uit sy dop uit te kry. Wat gaan julle doen? Oei, ek wens ek het geweet, ek het al soveel keer met hom gepraat, en mooi gesoebat en gepleit, maar hy wil maar nou nie lekker inskakel en deel word nie, hy kruip maar gereeld in sy dop weg. Ja, dis 'n moeilike een. Maar kom sit hier agter, miskien kan ons dalk vanoggend iets uit die Bybel uitleer wat vir jou kan help. Dalk kan ons vrou Skilly ook help, dat hy ook 'n bietjie uit sy dop uit kan kry. Geriet is ons tema vanoggend weer eens vir die jaar, is eerbied wat ons vir God moet hê, en ons het verlede keer gesels oor Spreuke, ons het gepraat oor die wysheidsliteratuur, en hoe dat dit gebruik is om as opvoedingsmateriaal te dien, en hoe dat wysheid ons wil leer om op die regte tyd die regte goed te sê en te doen, of nie te sê of nie te doen nie. En nou gaan ons na die boek Jesaja toe, wat een van die profetiese boeke is, en ons gaan in hoofstuk 11 lees, wat hy daar oor eerbied geskryf het. Die opskrif is die loot uit die stomp van Isaïe. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaïe. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperd sal tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees. En klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam by, hulle kleintjies sal bymekaar lê. Leeu's sal gras eet soos beeste. Babetjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaïe 'n vaandel wees vir die volke. Die nasies sal na hom vra, en sy woonplek sal hoë aansien geniet. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek om die oorblysel van sy volk los te koop. Almal wat oorgebly het in Assirië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Sinar, Hamat en die kuslande rondom die Middellandse See. Die Here sal 'n vaandel oprig onder die nasies en sal die ballinge van Israel bymekaar maak. Die verstrooides van Juda sal saamkom van die uithoeke van die aarde af. Efraim se naaiwer sal verdwyn en Juda se teenstander sal uitgeroei word. Efraim sal nie weer jaloers wees op Juda nie, en Juda sal nie weer vyandig wees teenoor Efraim nie. Saam sal hulle in die weste die Filistyne aanval, en saam sal hulle die mense in die ooste plunder. Hulle sal die Edomiete en die Moabiete verslaan, en die Ammoniete sal aan hulle onderdanig wees. Die Here sal die Nyldelta laat opdroog. Hy sal 'n skroeiende wind teen die Efraat stuur, en net 7 kanale daarvan laat oorbly, wat 'n mens met jou skoene aan kan deurloop. Daar sal vir die oorblyfsel van sy volk wat in Assirië is, 'n groot pad wees, soos daar was toe Israel uit Egipte getrek het. Tot sover ons skrifgedeelte. Jesaja se profesie oor die nakomeling kry ons hier in hoofstuk 11, en hy maak gebruik van 'n metafoor. 'n Metafoor wat 'n beknopte vergelyking is, sonder die woorde soos, net soos of as. Hy praat van 'n takkie of 'n loot wat sal uitspruit. Hierdie takkie of loot is dan 'n nakomeling uit die stomp van Isaïe. Isaïe wat die pa was van koning Dawid. In ander woorde, in gewone Afrikaans, uit die geslag en die nageslag van koning Dawid, gaan daar iemand belangrik gebore word. Iemand uit sy nageslag, 'n nakomeling. Nou gebruik hy hier die metafoor van 'n boom. 'n Boom wat afgesaag of afgekap is.
en net die stomp het oorgebly. 'n Boom het 'n besondere kenmerk en dit is dat hy sigbaar aan die bokant van grond groei, sodat 'n mens sy stam en sy takke en sy blare, selfs sy blomme of sy vrugte kan sien. Maar dan is daar 'n groot deel van 'n boom wat ook groei, wat 'n mens nie met die blote oog kan sien nie. En dit vind onder die grond plaas. Dis eers wanneer jy die grond oopgrou, wat jy daardie deel van 'n boom se groei kan raak sien. En dis natuurlik die boom se wortels. Daardie wortels groei dikwels net so ver, net so wyd en net so diep as wat die boom hoog en wyd groei. Daardie wortels soek die kos en die voedingsstowwe uit die grond uit en hy neem dit op en die water en dit gebruik hy om dan die boom te voed. Wanneer 'n mens so 'n boom dan nou afsaag of afkap om watter rede ook al, gebeur dit baie keer dat daardie boom weer begin groei. Dat daar weer 'n nuwe loot uit daardie stomp uitgroei. En daai nuwe loot word naderhand 'n takkie en daai takkie word naderhand weer 'n boom. Nou die volk Israel word dan nou vergelyk met hierdie boom wat afgesaag word. Omdat hulle aan die Here ongehoorsaam was, het hulle in ballingskap laat wegvoer en hulle deur vyande laat oorwin. So hulle is afgesaag. Maar uit die nageslag van koning Dawid en sy pa Isaai gaan daar weer iemand kom wat weer 'n groot boom tot stand gaan bring, wat weer die volk Israel na sy reg sal laat kom. Dis wat daardie metafoor beteken. Hierdie nakomeling het 'n baie belangrike kenmerk. En dit is dat die Heilige Gees van God in hom sal woon. Hy sal geesvervuld wees. En wanneer die Gees dan nou iemand vervul en die Heilige Gees binne in hom het, dan gee die Heilige Gees vir so 'n persoon wysheid en insig, raad en sterkte, kennis, maar baie belangrik ook eerbied vir die Here. Die Heilige Gees sal dus met ander woorde hierdie nakomeling toerus vir sy taak, sy lewenstaak, sodat hy alles kan doen wat van hom verwag word. En daarom sal hy vreugde vind in sy diens aan die Here, want sy lewenstaak gaan wees om die Here te dien, met eerbied en met respek, in diens van die Here te staan. Hy gaan dan ook iemand wees wat regverdig oordeel, nie volgens uiterlike skyn of hoorsê nie, maar regverdig. Iemand wat straf verdien, gaan sy verdiende straf kry. En iemand wat vryspraak nodig het, gaan uit genade ook vryspraak kry. Hy sal selfs armes billik verhoor en ootmoediges is 'n ander woord vir nederige mense wat toegewyde gelowiges is. Hy sal hulle almal regverdig oordeel. Nou, u sal onthou so rukkie terug het ons gelees van 'n koning wat priesters en leviete aangestel het om as regters op te tree. Nou regspraak en om as regters op te tree was die werk van 'n koning gewees. Hierdie koning het dan daardie verantwoordelikheid van hom afgewentel, hy het gedelegeer, sodat die priesters daarbey betrokke kon wees. Jy sal dit nog onthou, ek hoop so. Maar hier word nou gepraat van iemand wat as 'n koninklike figuur ook sal regspraak lewer. En hierdie iemand gaan dus dan meer ampte hê as net die van 'n koning. Hy gaan ook die ampt van priester en van profeet hê. Want hy sal goddeloses hard oordeel met sy uitsprake, gaan hulle selfs die doodstraf kry.
Dis een van die kenmerke van die profete en van Jesaja en Jeremia, waarmee ons in die aanddienste ook besig is, dat hulle juis hierdie oordeele aankondig van God wat waarsku en wat sê, hy gaan sy volk straf, hulle gaan hard geoordeel word, hulle sondes word nie goedgekeur nie. Sy regering sal regverdig en betroubaar wees. So hy gaan 'n koning, priester en profeet wees. Hy gaan regverdig regeer en wanneer hy uitsprake maak van oordeele, dan gaan dit ook harde oordeele wees vir die wat dit verdien. Maar wanneer hy kom, gaan hy ook vrede met hom saambring. En dan word die vrede beskryf in terme van die natuur. Van goed in die natuur wat eintlik nie in vrede met mekaar saamlewe nie. Die een is die kos van die ander, maar dat hulle dan in vrede by mekaar sal wees. Wat 'n uitdrukking is van hoe dat voorheen vyande in staat sal kan wees om nou in vrede met mekaar as vriende te kan lewe. Nou die boek Jesaja is ook geskryf soos 'n gedig. En dit het ons gesê oor poëtiese materiaal, toe ons oor Spreuke gepraat het en oor die parallelismes gepraat het. Dit sal jy ook kry in hierdie skryfstyl van Jesaja, in die manier waarop hy daaroor praat. En daarom moet 'n mens nou nie gaan letterlik hierdie goed opneem nie, dit is in 'n digvorm geskryf. Dit beteken nie die leeu gaan nou letterlik gras eet nie, dit beteken maar net voorheen vyande van mekaar gaan nou in vrede vriende van mekaar wees. Hy praat van wolwe en skape wat gaan in vrede saamleef, luiperds en bokkies, kalwers en leeu's en voerbeeste, koeie en beere, selfs babietjies en klein kindertjies wat saam met giftige slange en adders vreedsaam oor die weg kan kom en dat selfs klein seentjies vir al hierdie diere sal kan sorg omdat hulle so in vrede met mekaar saamleef. Dis alles beeldspraak wat ons figuurlik moet verstaan van vrede wat hierdie nakomeling gaan bring. Versoening van voorheen vyande. Daar word verder ook gesê dat niemand iets verkeerd sal doen op die heilige berg nie. Nou die heilige berg is die berg daar in Jerusalem, die Sionsberg, die berg waarop die tempel gebou is. Niemand sal enige kwaad daar doen nie, niemand sal enige iets verniel of vernietig nie. Alles sal mooi opgepas word, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos wat die see vol water is, wat Jesaja daar skryf. En dis maar weer in digterlike vorm om te sê, die mense sal meer kennis van God hê, hulle sal weet wie God is, wanneer hierdie nakomeling kom, want hy sal God se kennis aan hulle kom beskikbaar stel, dat hulle hom kan leer ken. En hy sal 'n vaandel wees, nie net vir Israel nie, maar vir al die volke in die wêreld. Iemand waarna hulle sal kyk en sy woonplek sal van hoë aansien wees. Hy sê in daardie tyd sal God weer kom om sy volk los te koop, soos wat hy gedoen het ook toe hy hulle Egipte uit verlos het. Hy gaan die verstrooides wat op hierdie stadium in ballingskap is, gaan hy almal weer laat terugkeer en weer laat bymekaar maak. En die noordelike 10 stamme Efraim en die suidelike 2 stamme Juda sal weer verenig en in vrede met mekaar leef. Daar sal dus nie meer 2 ryke wees nie, hulle sal weer een koninkryk vorm en hulle sal in vrede met mekaar leef. Hulle sal nie naaiwerig en jaloers op mekaar wees nie, daar sal weer vriendskap wees. Die Here sal selfs ook hulle vyande straf en hy sal hulle hoofwaterbronne, die Efraatrivier wat daar in Babylonië hulle lewensaar is en die Nyl Delta wat die lewensaar in Egipte is, hy sê hy sal dit laat opdroog. En nou onlangs het dit wel gebeur dat hierdie Efraatrivier so droog begin loop het dat die mense begin sê dit wat hier staan is besig om daar waar te word. Die verlossing en uittog uit Assirië sal soortgelyk wees, sê Jesaja, as die uittog uit Egipte, wanneer die volk dan weer terugkeer uit ballingskap na die beloofde land, sodat hulle koninkryk weer gevestig kan word. En as ons sou vra wat die boodskap is wat ons hierdeur vandag moet ontvang, dan is daar 'n paar dinge wat ons kan uitlig en wat ons moet raak sien. Die eerste is, God gee deur die Heilige Gees nie net
vir hierdie nakomeling uit die nageslag van Isaai en van Dawid, vir Jesus Christus wat die nakomeling is, alles wat hy nodig gehad het vir die uitvoering van sy lewenstaak nie. Hy gee ook vir ons alles wat ons nodig het vir die uitvoering van ons lewenstaak. En net soos wat sy lewenstaak was om die Here te dien, so is dit ook ons lewenstaak. U sal onthou in Spreuke het ons gesien dat ware wysheid beteken om die Here met eerbied te dien. En hier word dit net weer bevestig. Soos 'n mens vir jouself afvra, wat soek ek hier op aarde? Wat is my doel? Wat gee sin aan die lewe? Hoekom is ek hier? Dan is die vraag se antwoord eintlik heel maklik. Jy is hier om God met eerbied te dien. Dis jou lewenstaak. Dis waarom jy op aarde is. Al die ander goed is eintlik maar bysake. Dis goed wat bykom en wat jy in jou amper sê spare time kan beoefen. Maar jou hooftaak, jou hoogste prioriteit hier op aarde is om God, jou skepper, met eerbied te dien. En om dit te kan doen, het God deur sy Heilige Gees besluit om in ons te kom woon en ons tempels van die Heilige Gees te maak, en dan rus hy ons toe vir hierdie taak, sodat ons dit wat ons veronderstel is om te doen, kan doen. En so gee hy dan vir ons wysheid. Wysheid om op die regte tyd die regte ding te doen of nie te doen nie. Wysheid om te weet watter besluite ek moet neem in situasies waar daar 'n klomp keuses en opsies en moontlikhede vir my voorlê, en ek die regte een, die beste een moet kies tussen al daardie moontlikhede. Daardie wysheid gee die Heilige Gees vir my. Hy gee ook vir ons insig. Insig is om iets te kan verstaan, om te kan weet hoe dit werk. Nie almal van ons het insig in dit wat in 'n binnebrand engine gebeur van 'n motor. Nie almal van ons verstaan hoe werk die suiers en die crankshaft en die bearings en die ringe en die spaakplugs en die brandstofinspuiting en alles wat daarmee saamgaan. Maar daar is van ons wat die insig daarin het en wat 'n motor wat nie wil loop nie kan regmaak. Wat kan probeer bepaal waar lê die fout, sodat hy herstel kan word. Dalk kry hy nie genoeg brandstof nie, dalk kry hy nie genoeg vuur deur die spaakplugs nie, en dalk gebeur dit dat die ringe so gesluit is dat hy nie meer kompressie het nie, en dan kan die masjien nie loop nie. En iemand wat insig het, sal weet waarvan ek nou praat. En as dit kom by die diens aan die Here, dan gee hy vir ons die insig, dat ons kan verstaan, wat wil God hê, moet ons doen. En ons kan verstaan hoe sy koninkryk werk. En ons kan verstaan hoe sy hart werk, en dat hy hart het wat oorloop van liefde vir 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan. Dat ons die insig sal hê om te verstaan hoe dit hy vir ons wil gebruik as instrumente om sy koninkryk hier op aarde uit te brei. En om mense wat afvallig geraak het en verlore geraak het en weggeraak het, weer terug te bring na sy kraal toe, na sy koninkryk toe. En dat dit ons roeping is. Dat dit nie maar opsionele ekstra is nie, maar dit 'n kardinale deel is van ons Christen wees. Christen wees en getuie wees is so sinonieme van mekaar. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Die Heilige Gees gee vir ons die insig om te besef hoe belangrik dit is om kerk toe te kom. Om die woord van die Here te hoor en om die kennis wat daarmee saamgaan, om daardie kennis te kan opdoen en om die geestelike vaardighede te kan aanleer wanneer ek daardie kennis in die praktyk gaan beoefen. Dis alles deel van die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee ook vir ons raad. Wanneer ons radeloos is, wanneer ons met uitdagings stoei en ons het nie die antwoorde nie, ons het nie die oplossings nie, dan is dit by hom wat ons moet gaan aanklop vir raad, sodat hy ons kan help. Hy gee ook vir ons krag en sterkte, innerlike krag en innerlike sterkte.
Paulus skryf in Filippense 4 vers 13, dat hy tot alles in staat is deur Christus wat hom die krag daartoe gee. Dat God vir ons die krag gee om innerlik sterk te wees. Daardie innerlike krag en innerlike sterkte kry 'n mens nie in 'n botteltjie pille nie. Jy kry dit ook nie in 'n bottel drank wat jou laat voel asof jy baie sterk is nie, want as ouens gedrink is, dan is hulle mos baie sterk. Daardie krag en daardie sterkte is geestelike krag en sterkte wat selfs al het jy oud geword en het jou liggaamskragte afgeneem en kan jy nie meer doen wat jy kon doen toe jy jonk was. Het jy nog steeds die geestelike krag om die Here te kan dien met eerbied. En dit gee die Heilige Gees vir jou. En dan ook die kennis. Want geloof bestaan uit kennis en vertroue. En hoe meer jou kennis van God toeneem, hoe groter word jou vertroue in hom. En hoe meer sal jy hom met eerbied kan dien. En daarom is die volgende een ook eerbied vir God. Sodat jy hom met eerbied kan dien, kan weet wie hy is, kan besef hoe groot en almagtig en heilig hy is, sodat jy dankbaarheid jou lewe aan hom kan toewy, en hom met eerbied en ontzag kan dien. En daardie kennis gee hy hier in sy huis vir ons, hy gee dit in sy woord vir ons, wanneer ons Bybelstudie doen, en deur die Heilige Gees wat in ons woon. Daarom kan ook ons vreugde vind in ons diens aan God, ook in ons diens aan ons medemens, wanneer ons ander mense se nood verlig, en wanneer ons as getuies vir hulle vertel van God se liefde vir hulle, en hulle help om deel te word van sy koninkryk en van sy kerk. Ons kan God ook dien met regverdigheid en billikheid teenoor almal, nie soos wat hierdie nakomeling doen, om selfs armes billik en regverdig te behandel. Net soos God keer ons ook nie sonde goed nie. Net soos hierdie nakomeling met sy uitsprake en sy oordeele wat hy aangekondig het, die sonde afgekeur het, so moet ons ook die sonde afkeur. Ja, ons leef in 'n tyd waarin daar oorlog in die wêreld is. Nie net in Israel en Oekraïne nie, maar ook op baie ander dele in die wêreld, dele in Afrika ook, waar mense mekaar regtig uitmoor. En dan wonder 'n mens, maar waar is hierdie vrede dan wat Christus sou gebring het? Die vrede waaroor Jesaja so in beeldspraak praat van leeu's en voerbeeste wat saam gras vreet. Waar is daardie vrede? Daardie vrede is in ons harte. Want Jesus het versoening bewerk tussen ons en God, sodat daar nie meer vyandskap tussen ons en God is. Sodat daar werklik vrede in ons harte kan wees. En omdat ons God se vrede in ons harte het, kan ons ook in vrede met ons medemens lewe. Ons het vroeër vandag gelees uit Kolossense uit oor die riglyne vir ons lewe, omdat hy sê dat ons geduldig met mekaar moet wees, en dat ons mekaar moet vergewe, soos wat God ons ook vergewe het. En dit kan ons doen, omdat ons God se vrede in ons harte het. En dis juist vergifnis wat vrede bring, wanneer daar 'n situasie van vyandigheid was. Vanoggend kan ons nou wonder, maar waarom sien ons so min daarvan in die wêreld raak? Waarom is erediensbywoning besig om so af te neem reg oor die wêreld, en besonder ook in ons land en in ons kerke en selfs ook in ons eie gemeente? Is die Heilige Gees dan nie besig om wysheid en insig en kennis en raad en sterkte en eerbied vir die Here te gee nie? Is hy dan nie besig om mense te motiveer om kerk toe te gaan en eredienste by te woon? Doen hy dan nie sy werk goed genoeg nie? Een van ons professore het gesê, die Heilige Gees is 'n gentleman.
En daarmee het hy bedoel die manier waarop die Heilige Gees werk, is nie met mag en mening nie. Is nie met 'n rotang in die hand nie. Hy gryp jou nie aan die keel en wurg jou totdat jy doen wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sê vir jou wat jy moet doen, jy hoor sy stem, jy lees ook God se woord en jy hoor in God se woord wat jy moet doen, maar jy moet dit gaan doen. Hy gaan jou nie dwing en verplig en jou soos 'n pion op 'n skaakbord rondskuif, sodat jy nie ook 'n vrye wil en 'n keuse het. Hy gaan op 'n sagte manier met jou werk. En dit maak dit daarom moontlik dat mense nie luister na die Heilige Gees nie. En dis waar die probleem lê. Paulus het ook gesê, ons moenie die Gees van God bedroef nie. En dis juist wat ons doen, wanneer ons nie na hom luister nie. Die probleem lê nie by die Heilige Gees nie. Die probleem lê nie by die insig en die wysheid en die kennis en die sterkte en die raad wat hy gee nie. Die probleem lê by ons, wat nie na hom wil luister nie. Wat nie sy raad wil volg nie. Wat nie wil doen wat hy van ons verwag nie. Ons hoor hom wanneer hy met ons praat, dis tyd dat ons moet kerk toe gaan, dat ons 'n erediens moet gaan bywoon, maar ons luister eerder na die stem van die vyand wat ons wil verlei met allerlei verskonings, hoekom dit nie nodig is om te gaan nie. Of hoekom ons nou maar eerder volgende week sal gaan, en volgende week gebeur daar weer iets, en dan eerder volgende week gebeur daar weer iets. Want ons vyand slaap nie. Hy doen alles in sy vermoë om ons doof te maak vir die stem van die Heilige Gees. Hy maak 'n oorverdowende lawaai in ons oor met al die aardse en die wêreldse dinge, sodat ons meer daaroor begaan en daaroor bekommerd is, as om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Waarom het Jesus dit reg gekry om hierdie nakomeling uit die stomp van Isaï te wees, wat sondeloos en regverdig gedoen het wat hy moes doen, sy lewenstaak kon voltooi om God met eerbied te dien, en onskuldig aan die kruis te sterf vir elkeen van ons sondes. Omdat hy gehoorsaam was aan die stem van die Heilige Gees. Omdat hy God se stem gehoor het en dit gedoen het. Hoe meer ons gehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees, en hoe meer ons sy leiding volg en gehoorsaam, hoe duideliker word sy stem in ons lewe. Hoe makliker herken ons dit. En hoe sterker word ons in ons geloof en groei ons geestelik na geestelike volwassenheid. Maar hoe meer ons nie luister nie, hoe meer ons die teenoorgestelde doen wat hy sê ons moet doen, hoe sagter word sy stem in ons lewe. Hoe minder hoor ons dit, en hoe minder steur ons daarin. En dit tot ons eie nadeel. Want dan word hierdie harde oordeelsaankondiginge wat die nakomeling uit die stomp van Isaï as profeet moes aankondig, dan word dit goed wat op ons van toepassing is. Mag ons die genade van die Here ervaar, wat ons verhoed om nie te luister na die stem van die Heilige Gees. Wanneer hy iets op ons hart lê wat ons moet doen, mag ons dit doen met ywer en met oorgawe en met entoesiasme. En as hy nou vanoggend vir jou sê, daar is iemand met wie jy moet gaan praat, dan gaan praat jy met hom. En as hy vanoggend vir jou sê, dis tyd dat jy die eredienste meer getrou bywoon, dan doen jy dit.
wat hy ook al op jou hart lê. Hy sal vir jou die insig en die wysheid en die raad en die sterkte gee om dit te kan doen. Wees net gehoorsaam. Dan kan jy jou lewenstaak ook verrig en God dien met die nodige verskuldigde eerbied. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons moet vanoggend kom bely dat ons die Gees so dikwels in ons lewens bedroef, dat ons sy stem uitdoof met al die lawaai van die aardse dinge wat vir ons so belangrik is. En selfs al weet ons wat die regte ding is om te doen, dat ons dit nog steeds nie doen nie. En dat ons allerhande verskonings kan uitdink wat kom van die vyand, en wat ons dan glo versagtende omstandighede is. En so hou ons aan om uit te stel wat U wil hê ons moet doen, en aan die einde van die dag kom daarvan uitstel, afstel. En raak ons net al hoe verder en verder van U afvallig. Vader, vergewe ons daardie afvalligheid, daardie ongehoorsaamheid. Werk in ons die berou in ons harte wat nodig is, sodat ons werklik jammer sal wees daaroor, en dit sal stopsit in ons lewe, en dat ons sal strewe daarna om te doen wat U van ons verwag. Here, ons wil kom bid dat U met ons gemeente sal wees, met ons kerkraad, met moeilike besluite wat geneem moet word, dat U vir ons wysheid en raad en insig en kennis en sterkte sal gee, dat ons die regte besluite kan neem. Ons bid vir elke lidmaat in ons gemeente, elke kind, elke jong mens. Ons dank U vir geleenthede van Bybelonderrig, valkies en arende, waar hulle kan kom geestelik groei en geestelike oefeninge doen in U geestelike gimnasium. Here, gee dat hulle dit nie sal naalaat nie, maar dat hulle dit sal gebruik en sal benut tot U eer. Ons bid vir elke ouer wat besorgd is oor sy kind. Vra Here dat U ook daar U hand van beskerming en bewaring en redding sal uitsteek. Ons dank U vir die vrede wat Christus in ons harte kom bring het. En al is daar oorlog in die wêreld, dank ons U dat ons vrede in ons harte kan hê. Maar ons bid ook, Here, dat daardie vrede sal deurspoel ook in die harte van hulle wat oorlogsugtig is. Dat daar ook bekering sal plaasvind. Ons weet alleenlik deur die werking van U Gees en deur gehoorsaamheid daarin, kan hierdie wêreld 'n beter plek word. Here, gee dat ons ook U kennis, wat U deur die woord en deur die Gees vir ons gee van U, dat ons dit ook in hierdie wêreld sal versprei, sodat die wêreld sal vol word van U kennis, soos wat die see vol water is. Wees ook met almal wat siek is, almal wat in nood verkeer, vir almal wat finansiëel swaar kry, dit vir ons bejaardes en vir almal wat hulle versorg, vir al die gestremdes, dit vir almal wat aan depressie ly, vir almal wat besorgd is oor familielede wat ernstig siek is, vir almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Dankie dat ons al hierdie sake aan U kan kom opdra en dit aan U voete kan kom neerlê en dat U ons gebede verhoor. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met die dankoffers.
En die van u wat elektronies inskakel, kan dit ook elektronies oorbetaal. Baie dankie.